Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Nou ons is besig om te kyk na die opstandingsverhaal en in besonder na die Emmausgangers, hoe Jesus homself aan hulle openbaar en verduidelik die grootheid van die opstanding. Volgende versies Lukas 24 vanaf vers 21 tot 23. Sê hulle, ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar dit is ook al vandag die 3de dag, vandat al hierdie dinge gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons nog boonop heeltemal verwar. Hulle was vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon nie sy liggaam daar kry nie. Net vir die duidelikheid, die kronologiese gebeure gee. So vroegoggend is Maria hulle graf toe. En die klip is weggerol en Jesus is nie daar nie. Maria sien hom as 'n tuinier raak en hy sê Rabboni, né? Hy praat met haar en sy kry 'n ontdekking. Petrus hulle hardloop, hulle kry die graf leeg, maar hulle glo ook nie regtig nie. En toe gebeur die Emmausgangers. So dis alles nog, kan ek sê, op die Sondag wat hierdie verhaal gebeur. So hierdie twee loop op die Sondag weg en sê ons glo nie. En Jesus ontmoet hulle op die opstanding Sondag, dis die 3de dag. En dan sê hulle die woorde, ons het gehoop en ons is verwar. En ek het gister gesê en ek gaan dit heeltyd sê, dis die emosies waarmee ons altyd sit. Aan die een kant hoop en verwar. Ek wil glo, maar ek sukkel. Ek is braaf, maar ek is ook skaam. Ek is sterk, maar ek is ook 'n lafaard, né? Ek wil, maar ek kan nie. Ek wil heilig leef, maar ek wil ook stout wees, né? Daar is 'n hond wat teruggaan na sy braaksel toe, maar ek's ook 'n arend wat vlieg in die vleuels in die wind. Ons het altyd hierdie dualisme binne in ons. En al wat ek jou wil vra, en ek gaan dit oor en oor sê, moenie opgee nie, moenie kwit nie, behou 'n gebroke hart, wat soek, wat vra, wat torring, wat lees, wat aanhou. Ek is honger vir Jesus en die Gees en die waarheid, en ek wil verstaan, en ek wil dieper, en ek wil meer. Moenie opgee nie. So mens, as jy sit met al hierdie emosies, net soos die Emmausgangers, op die dag van die opstanding, hulle was verward, maar hulle het hoop gehad. Hulle hoop was dalk verkeerd, hulle het gehoop Jesus verslaan die Romeine of iets soos dit, maar hulle het hoop gehad, maar hulle was ook verward. Kom ek en jy, ons worstel met hierdie emosies, hierdie kante binne in ons, hierdie pole binne in ons. Moenie dink omdat daar pole is, jy's sleg nie, jy's 'n sondaar nie, jy's ongelowig nie. Moenie dink jy sal nooit weer versoek word, nooit weer in temptation, jy's nou heilig, nou loop dit so stroop nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jy gaan altyd hierdie fight binne in jou hê, hierdie spanning binne in jou hê. Dit sal altyd daar wees, tot die dag wat ons verheerlike liggame hemel toe gaan. So moenie laat die spanning jou laat nog meer twyfel nie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons almal het hierdie worstel. Ons almal het hierdie worstel. Ons glo, ons bid, ons gaan kerk toe, ons lees Bybel, ons gee ons tiende, ons is betrokke, ons het almal hierdie goeie kant van ons, maar dan het ons ook hierdie kant van ongeduldigheid en sonde en versoeking en ongeloof en twyfel en moeg word en kwaad word. En Here, U weet dit, ek weet dit, maar ons luister baie keer na die verkeerde stem en ons fokus op die negatiewe. Here, help ons, dat ons nie verwar sal word deur die leuns van die duiwel nie, maar dat ons sal hoop hê en sal glo in al die beloftes en aanhou soek tot ons verstaan, Here. Help ons daarmee in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, hou aan soek, hou aan groei, hou aan saam met ons die pad stap. Die Here gaan ons seën. Die Here seën jou, sien jou weer. Trots geborg deur Evergreen Turf.